Here, onse Here, baie dankie vir die onuitspreeklike voorreg om U te mag aanbid. Here, baie dankie vir die gawes wat U ook vir musikante gegee het, om ons te kan begelei in aanbidding, in lofprysing. Dankie vir die gawe wat U vir hulle gegee het om ons op 'n manier coram Deo voor U aangesig te laat leef, Here. Dankie dat U vir ons elkeen gawes gee, maar vanoggend so saam met die lof, saam met die aanbidding, wil ons ook net vir U dankie sê vir die gawe van musiek en vir musikante. En Here, ons wil net ook weer sê wat ons nou aan die einde gesing het. U is hier, Here. Ons glo dit. U is hier teenwoordig. U is hier want U sê daar waar 2 of 3 in die naam saam is, daar is U teenwoordig. En Here, ons wil U kom besing. Ons wil U majesteit besing. Ons wil U aanbid, Here. U wat hier is. Daarmee saam wil ek sê, Here, help ons om te onthou dat ons aanbidding nie nou gestop het nie, Here. Help ons om te onthou dat ons U ook aanbid as ons nou na U woord luister. As ons daarop antwoord, as ons net dankoffers gee. Ons aanbid U ook as ons môre en oormôre gehoorsaam is aan die woord. As ons môre en oormôre onsself vir U gee. Here, ons aanbidding loop reg deur ons lewe. Dit loop wyd en ver. Dit loop diep. Dit loop 24/7. Wees ons genadig, Here, om aanbiddingsmense te wees. Amen. Liewe gemeente, ek het nie geweet wat ek vandag moet doen nie, en so iewers in die week, donderdag dink ek, praat ek met Petro, en kom ek agter, ek het daarom ook die video's gesien van een van die vorige eredienste, maar ek praat met Dominee Petro, en ek hoor, sy's met so 'n mini-reeksie van Josef se verhaal besig met die Josef geskiedenis, maar sy sê ook vir my, soos julle sal weet, sy het baie oorsigtelik na die groot verhaal gekyk, en toe sê ons in ons stem toe saam, maar ons moet miskien maar nog so 'n bietjie by Josef stil staan. So vanoggend is ek nou weer by Josef, by hoofstuk 41 spesifiek, en voor ek nou 'n gedeelte van daai hoofstuk gaan lees, net weer hoofstuk 41 in breë trekke. Josef is nog in die tronk, die skinkerbakker het van hom vergeet, na hy hulle drome uitgelê het, maar dan die farao droom, lees ons in hoofstuk 41 van Genesis, en niemand kan hierdie droom uitlê nie, en dan onthou die skinker van Josef in die tronk, en die farao wat sy droom uitgelê het, en hulle laat mos nou, die farao laat toe vir Josef gaan haal, en lang storie kort, Josef lê die farao se droom uit, maar belangrik in hierdie hoofstuk is dat Josef sommer 2 keer in vers 16 sê, dis nie ek wat hierdie gawe het nie, dis nie ek wat hierdie droom uitlê nie, farao, dit is die Here self, sê in vers 16, wat vir u die goeie antwoord gee. En in vers 25 sê Josef vir die farao, wat God wil doen, het hy aan my meegedeel. So dis God wat vir die farao die uitleg gee, nê. En dan lê Josef die droom uit, die farao is baie beïndruk, ek dink daar in vers 41, iewers vroeër, vers 39, sê die farao, God het dit alles aan jou bekend gemaak. En dan net so 'n bietjie verder aan in die hoofstuk, so van vers 41 af, lees ons hoe Josef dan nou onder koning word in Israel, hoe Josef verhoog word, nie in Israel nie, in Egipte. En dan lees ons so van vers 47 af, hoe Josef proaktief optree in die jare van oorvloed, hoe hy klomp koring, massas koring, soveel koring dat dit nie getel kan word nie, hoe dit bymekaar maak vir die 7 maarjare, die 7 jare van hongersnood wat kom. Dit so van vers 47, 48 af. Ons lees ook dat dit het met Josef begin beter gaan, dat hy, farao het vir 'n vrou gegee, en hy 2 kinders gehad, en daaroor gaan nou nie iets sê nie, maar dan wil ek graag vanoggend vir ons lees van vers 53 af. Genesis 41 van vers 53 tot 57 af. Na die 7 jare voorspoed in Egipte, het die 7 jare hongersnood begin. So het Josef dit destyds aangekondig. In al die lande was daar hongersnood, maar in die hele Egipte was daar kos,
Want toe die hongersnood Egipte tref en die mense vir die farao kos vra, het hy al vir die Egiptenare gesê, gaan na Josef toe en doen wat hy sê. Oor die hele wêreld was daar hongersnood, die hele wêreld van daai bekende wêreld van daai tyd, nê. En toe dit straf word in Egipte, het Josef die graanskure oopgesluit en wat daarin was aan die Egiptenaars begin verkoop. Vers 57. En toe die hongersnood straf word in die ander lande, het die mense van die hele wêreld Egipte toe gekom om koring te koop by Josef. As ek nou 'n teksvers moet uithaal, dan lees ek weer vir ons vers 57. En toe die hongersnood straf word in die ander lande, het die mense van die hele wêreld Egipte toe gekom, daai klem op die hele wêreld, het die mense van die hele wêreld Egipte toe gekom om koring te koop by Josef. Dit ons teksgedeelte vir oggend, liewe gemeente. En kom ons oordink en praat 'n paar gedagtes rondom hierdie teks. Jy het natuurlik ook jou eie gedagtes, jy sien ander goed raak in die hoofstuk as ek, maar kom ons gesels so 'n stukkie oor hierdie hoofstuk. Julle, as daar nou een ding is wat my nou nie behoort te verbaas nie, maar wat my tog elke liewe keer oor die Here verbaas, is dit sy ongelooflike goedheid. Sy onverdiende genade. En nie net sy onverdiende genade vir sy kinders, vir ons nie, maar vir alle mense. Jesus het dit self ook by geleentheid gesê in Matteus 5, toe hy oor sy Vader praat, toe sê hy die volgende, my Vader laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies. En hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. En daar hoor ons sommer duidelik God se seëninge, sy goedheid, wat natuurlik onverdiend is nie net beperk tot sy kinders nie. Daar is iets soos 'n algemene genade waaronder alle mense op hierdie aarde val, of hulle kinders van God is of nie, of hulle gelowig of ongelowig is. Daar is iets soos algemene genade. En julle sal nou weet, julle wat die woord van die Here goed ken, sal weet, ons lees dit feitelik op elke bladsy van die Bybel raak. Ons hoor dit ook wanneer die Here vir Abraham roep, daar in Genesis 12, en dan vir Abraham sê, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Deur jou, Abraham, jy wat aan my behoort, jy wat my kind is, wat vir my lief is, deur jou wil ek al die geslagte van die aarde seën. Nou, miskien moet ons nou hierdie ook vir mekaar sê, dis natuurlik van ons ook waar, maar wat ek nou eintlik wil sê, dis nie altyd vir ons so maklik om jou oor hierdie eienskap van die Here te verwonder nie, om jou daaroor te verbly nie. Veral as dit naby aan jou lyf kom. Soms as die Here se goedheid vir alle mense naby aan jou lyf kom, dan wil jy alles behalwe lus om bly te wees daaroor. Soms raak ek en jy waarskynlik ook opstandig en kwaad en ontevrede omdat God ook vir ongelowiges goed is. Omdat die ongelowiges aangaan van bad to worse en dit lyk of daar nie 'n einde is nie. En as ons dit sien, dan raak ons, soos ek sê, ontevrede en kwaad en opstandig oor hierdie onverdiende genade van God, oor die groot goedheid van God wat die wêreld oorspan. Ons raak soos Jona, né, wat ons in die begin van gelees het. Ons raak baie keer maar soos Jona, kom ons wees nou maar eerlik. As ons na ons wêreld kyk, as ons baie keer na ons politiek kyk, as ons kyk na die bad ou wat wegkom met sy moeilikheid, dan raak ons so bietjie soos Jona. Of ons raak soos Jesus se disippels daar in Lukas 9, wat sê, Here, moet ons 4 afbid en 'n Samaritaanse dorp vernietig, oor daai dorp nie vir Jesus wou ontvang nie. Ons beteken iets van daai ingesteldheid ook. Here, slat net almal dood met swaal en vuur, hulle is ongelowig, hulle ken U nie, hulle worry nie oor U nie. Here, laat ons 4 afbid, dat hulle ophou bestaan. Ons is maar baie keer so. Maar nou weet jy hoe werk die Here, né? En dis vir my amper, ek weet nie of dit heeltemal my regte woord is, maar amper ironies. Want hoe werk die Here? Hy gebruik mense. Hy skakel mense in by sy plan vir hierdie wêreld. En hy gebruik mense soos die disippels, wat eers seuns van die donder genoem was. Hy gebruik mense soos die disippels, wat soos ek nou net gesê het, eers 4 wou afbid oor 'n Samaritaanse dorp, oor hulle nie vir Jesus wou ontvang nie. En so gebruik hy sy kinders vir jou en my ook, om sy seën na die nasies toe te vat.
En miskien moet ek net hier pause en sê, as ek sê, hy gebruik ons om sy seën na die nasies toe te vat, dan bedoel ek nie net ver nie. Ek bedoel ook naby. Die Here gebruik hierdie gemeente om sy seën na die nasies toe te vat, baie ver te vat. Daarvan weet ons weet van die sendelinge, ons weet van sendingprojekte. Maar die Here gebruik ook hierdie gemeente om naby iets van sy seën na die wêreld te vat, die wêreld wat hier om ons bly. Die wêreld net hier af in die pad, die wêreld net langs my, my buurman nie. Ook daar wil die Here my gebruik om sy seën na mense toe te vat. Soos wat hy vir Josef hier gebruik het. Hy gebruik vir Josef om sy seëning in ander mense te laat vloei. In die teks vanoggend om sy seën, die Here gebruik vir Josef om sy seën na die hele wêreld toe te laat vloei. Dit loop eintlik daai verhaal, dit loop soos 'n goue draad deur die Josef geskiedenis. Dit loop soos 'n goue draad deur die Bybel. Maar kom ons bly nou by Josef vanoggend. Julle weet, julle ken die verhaal, maar waar Josef ook al kom, nê, het God sy seëninge deur Josef na die mense toe laat vloei. Waar Josef ook al gekom het. En die pad was nie altyd maklik nie, dit weet julle ook. Maar omdat God by Josef was, het sy pad, daar waar Josef sy voete neergesit het, daar waar hy gekom het, daar waar Josef was, het dit seën vir mense gebring. Want Josef het getrou aan God geloof. Josef het vir God geleef. Josef was lief vir die Here. En oral waar Josef kom, seën God mense deur Josef. Maar dit was nie maklik nie. Want waar gebeur van hierdie goed? Dit gebeur in 'n huis waar hy 'n slaaf was. Dit gebeur in 'n huis waar hy vals beskuldig word. Dit gebeur in 'n huis waar hy in 'n tronk, onskuldig in 'n tronk gesit word. En dit gebeur ook, vriende, in 'n tronk. Toe Josef 'n gevangene, hoor jy daai woord, 'n gevangene is. Daar, terwyl hy 'n gevangene is hy 'n seën. Terwyl hy 'n slaaf is in 'n huis, is hy 'n seën vir daai huis. Om 'n seën te wees is nie altyd 'n maklike pad nie. Ja, ek hoef nie meer daaroor te sê nie, dink ek. En julle weet, uiteindelik bring die Here vir Josef in 'n posisie waar hy tot seën is vir die mense van die hele destydse wêreld. Toe die wêreld honger is, toe die wêreld dreig om van honger te vergaan, toe is daar danksy Josef se bemiddeling, en ek wil eintlik sê die Here se bemiddeling deur Josef, toe is daar oorgenoeg kos vir die wêreld. Toe is daar kos in Egipte vir die hele wêreld van daai tyd. En baie keer, vriende, baie keer deel ek en jy in die seën wat die Here deur ons uitdeel. Soos dit hier in hoofstuk 41 van Josef waar was. In hierdie hoofstuk gaan dit uiteindelik na 13 jaar van swaar kry, van suffering, gaan dit met hom baie goed. En deel hy in die seën wat hy ook uitdeel vir ander mense. Maar hier's die harde woord vanoggend. Ons sien ook in hierdie Josef verhaal, en ek het eintlik nou al daarna verwys, maar ons sien ook in Josef verhaal die ander kant. Ons sien dat die Here hom baie keer gebruik om 'n seën te wees ten koste van homself. Ek het nie 'n ander woord nog daarvoor, ek soek al van eergister af na 'n woord, maar die Here gebruik hom vir Josef om 'n seën te wees ten koste van homself. Soos ons net gesê het, die Here doen dit deur Josef toe hy 'n slaaf in Potifar se huis is. Die Here seën daai huis ten koste van Josef. En die Here seën die gevangenes en die tronk en die gevangenes deur Josef ten koste van Josef. Nou ek en jy, ek het gesê dis 'n harde waarheid hierdie. Ons sukkel hiermee, want ons wil nie hoor dat seën wees en swaar kry in dieselfde asem gebruik word nie. Ons dink as ons 'n seën is vir die wêreld, vir mense, vir my buurman, en vir my kollegas, my familie, sommer wie ook al nie, as ons 'n seën is vir mense, dan dink ons, maar dit moet nou goed gaan met my. Ons wil nie hoor dat om 'n seën te wees en swaar kry in dieselfde asem genoem word nie. Ons wil nie soos die outeur van Psalm 73 hoor, dat reg doen en lyding onder dieselfde dak kan bly nie. Ons soek dit nie. Dit voel vir ons onreg. Ek het dit nou so geskryf hier. Dis nie reg nie, dis onreg dat dit so werk, dat reg doen en lyding onder dieselfde dak bly. Ons sê so half miskien stil vir onsself, dis nie hoe ek die storie sou skryf nie. Dis nie waarvoor ek opgesign het in die geloofslewe nie. Ons sê dit miskien nooit hard nie, maar vir onsself sê ons dit. Maar vriende, dan vergeet ons iets
En kom ek sê, maar dan vergeet ek ook dikwels iets wat ek en jy baie goed moet onthou. In hierdie hele geskiedenis van Josef en die geskiedenis van die Bybel kan ons amper sê, gaan dit nie in die eerste plek oor Josef en hoe hy koning word nie. Hierdie is nie 'n feel good as poestertjie verhaal nie. Dis nie 'n rags to riches verhaal nie. Die skrywer wil nie in die eerste plek vir ons van Josef vertel nie, maar hy wil vir ons vertel van God se optrede in hierdie wêreld deur sy mense. Die skrywer vertel vir ons en sê vir ons, dit gaan alles oor waarmee God besig is met sy volk, met Israel, met die nageslag van Jakob, en waarmee God besig is in die wêreld. Dit gaan oor God se besig wees in die wêreld, en daarvoor gebruik hy Josef, as een, wat is die Engelse woord, of die een radwerk in God se plan met die wêreld. Josef is een klein raadjie in daai plan. En as ek en jy, en ek glo ons almal het opgesign om 'n radwerk in God se plan vir die wêreld te wees, as ons daarvoor opstaan, as ons opstaan om 'n seën vir die wêreld te wees, 'n seën vir die nasies, dan kan ons Here ons mos gebruik soos wat hy goed dink. Weer 'n harde woord, soos wat hy wil. En dit sal, en ek het sal hier met hoofletters geskryf, dit sal neem op jou kruis en volg my insluit. Ons gaan nie daarby verbykom nie. Maar dan troos dit my dat dit ook die pad is wat Jesus gestap het. Toe hy aan die kruis hang, toe kry hy swaar. Toe ly hy. Maar terselfdertyd is hy 'n seën vir die wêreld. En as ek sê ek is syne, ek is sy kind, dan het ek mos opgesign om juist te sê wat ek nou gesê het. Here, ek sal u volg. Here, ek sal my kruis opneem en u volg. So dit sal lyding insluit. As ons 'n seën wil wees, sal dit lyding insluit, vriende. Dit sal swaar kry insluit. Dit sal misverstande insluit. Dit sal verkeerd verstaan word insluit. Ag, dit sal verhoudinge insluit dat uit mekaar uitval. Maar dit beteken nie ek's nie 'n seën nie. Ons weet nie wat se pad die Here moet ons nog vorentoe gaan loop nie. Ons weet nie hoe hy ons 'n seën wil maak nie. Ons weet nie wat se swaar en onreg dalk nog op ons wag nie. Maar ons weet dat hy ons wil gebruik om sy seëninge ook by die mense van hierdie land uit te bring. En daarvoor moet ons bid, want ons is nie altyd lus daarvoor nie. Daarvoor moet ons bid en vra, Here, maak my gewillig, miskien in die eerste plek. En Here, maak my dan bruikbaar aan u plan, soos Josef, Here. Maak my gewillig en maak my bruikbaar. En ek sê, dis waarvoor ons moet bid, want ons is nie altyd lus nie. Ek het met Pinkster hierdie jaar, het ek so 2 stories vertel, van waar die Here iemand op my voorstoep kom aflaai, wil ek amper sê. Vir wie ek 'n seën kan wees, maar waarvoor ek nie lus was nie. Nou, elke keer het ek so half 'n verskoning gehad, nee. Ek moes iewers heen gaan. Ek het net gou die vullisdrom by die hek gaan haal, en hier laai die Here iemand op my voorspoed af, en ek het 7 minute, want ek moet ry om die kinders ballet toe te vat. En ek wil sê, sorry, ek kan nie. Sorry, ek het nie tyd nie. Maar net so 'n week of 2 voor daai gebeurtenis, dit was nou onlangs, nie lank terug, net voor Pinksterstyd. Net voor daai gebeurtenis, het ek oor Pinkster gedink en voorberei, en het ek vir die Here gesê, Here, ek wil nou, as ek by 'n plek kom, waar ek iets nie wil doen nie, as ek nie 'n seën wil wees nie, as ek nie u sout en u lig wil wees nie, as ek nie lus is daarvoor nie, Here, dan wil ek onthou om te sê, Gees van God wat in my woon, help my. En ek wil onthou om iets te sê soos, wat is daai ander lied, ek het dit nou hier so iewers geskryf, dat ek het gou kry, kom o Skepper Gees, kom verander my onlus, nee, verkeerde woord nie, maar kom verander my onlus in lus, maak my gewillig, Here. En toe daai persoon daar op my voorstoep afgelaai word, toe onthou ek weer, en ek sê, Here, kom o Skepper Gees. En net die volgende dag, 2 dae later, kom ek by die winkel, en ek loop daar 'n persoon raak, wat 'n moeilike persoon is, en ek wil weer duck and dive, en ek onthou weer, kom o Skepper Gees, gebruik my, Here, bemagtig my, maak my gewillig Gees, want uit my eie uit wil ek nie. So, dis 'n uitdaging, né? Ons wil nie uit ons eie uit nie, en miskien moet ons ook elke keer bid, Here, maak my gewillig, kom o Skepper Gees.
Nog so 'n paar, ek wil amper sê losgedagtes oor hoe om 'n seun te wees. Die seun wat die Here by die wêreld wil uitbring, ook deur jou en my wil uitbring, is nie net geestelike seëninge nie. Natuurlik is dit ook, nê. God wil die evangelie by mense uitbring. En daarom huiwer Josef nie om regdeur sy lewe te getuig nie. Hy getuig teenoor Potifar se vrou, teenoor die skinker en die bakker in die tronk, en seker die ander gevangenes ook. En hy getuig selfs hier in hoofstuk 41 teenoor die magtige Farao. Ja, om 'n seun te wees sluit geestelike seëninge in, maar dis ook materiële goed. Wat het Josef uiteindelik vir hierdie mense gegee wat honger was? Kos, nee. Iets materieel, iets om hulle aan die lewe te hou. Om 'n seun te wees, vriende. Ons almal is waarskynlik nie predikers nie. Ons almal gaan nie op publieke verhoë staan en oor die Here praat nie. Ons almal het die verantwoordelikheid om getuies te wees van die Here se goedheid, maar ons almal is nie publieke predikers nie. Maar ons almal kan op 'n manier materieel goed doen. Hulle is 'n klein ding iewers. Ons kan seën deur materiële dinge. Onthou julle hoe goed het dit met Potifar se huis gegaan toe Josef daar was. Dit materieel goed gegaan. En toe Josef uiteindelik onder koning word, gee hy kos, gee hy iets materieel vir mense. Ek en jy, ek het dit ook gesê, ek sê dit partykeer nog steeds, selfs al as ek nou bedienaar van die woord, ons sê almal partykeer maklik, ek weet nie mooi wat ons vir die Here moet en kan doen nie, want ons weet nie altyd wat om te sê nie, en ons weet nie hoe om te getuig nie. Maar vriende, ons getuienis taak, ons taak om 'n seun te wees, kan ook deur gewone eenvoudige dade uitgevoer word. Goed soos die volgende wat ek hier neergepen het. Ons kan seën deur liefde vir ander ouens te gee. Deur net belang te stel, deur 'n oor te hê vir iemand in nood ook. Iemand wat nie weet wat kan toe nie. Ons is by my ouers en skoonouers in die Oos-Kaap gewees, die vakansie, en op pad terugkuier ons in Bloemfontein by 'n vriendin. 'n man was 'n vriend van my, hy is ook 'n dominee gewees, hy is so 5 jaar terug oorlede, en op 'n stadium so aan die etenstafel sê sy, jy weet al wat Jaco en ek sy lewe lank gedoen het, is hy het geluister. Hy het vir mense geluister. Hy was 'n oor gewees, 'n oor vir mense in nood. Niks groot spektakulêr, ja, hy het ook gepreek elke Sondag, uitreike gegaan, gemeente op uitreike geneem. Maar wat hy eintlik die meeste van sy lewe gedoen het, is hy was 'n seun deur 'n oor te wees, deur te luister vir ander mense. Net gaan my plek kry. Nog 2 losgedagtes, dan maak ek klaar. Hoe ons 'n seun gaan wees in hierdie wêreld, gaan verskil afhangende van die verskillende seisoene waarin ek en jy verkeer. 2 stories net om dit te illustreer. In 'n vorige gemeente was daar 'n getroude vrou, en sy was 'n jong ma gewees, sy het 3 sulke orrelpypies gehad, en ek wil amper sê regtig so, jy weet, so in 'n babatjie, 3 orrelpypies gehad, en sy kom een oggend na 'n gesinsdiens na my toe, en sy sê, sy wil so graag meer betrokke wees in die gemeente, en sy voel so skuldig, dat sy nie kan betrokke wees nie, en sy weet nie wat die Here vir haar moet dink nie, en gelukkig gee die Here vir my miskien 'n stuk insig, en 'n stuk wysheid, nee nie gelukkig, miskien nie hy het, dink ek, want ek sê vir haar 2 goed die oggend, ek sê vir haar, kies net een ding, wat is die een ding, waarby jy graag betrokke sal wil wees? Wat is die een ding wat jou gawes en jou passies pas, wat jou program pas, en wat jy verkieslik saam met jou gesin kan doen, sodat jy nie heeltemal uit mekaar uit is nie, sodat jy saam die Here kan dien. Kies die een ding. En uiteindelik het sy by die KGB betrokke geraak. Nou, dis nie die ou Russiese geheime diens nie. Dit het in daai gemeente het dit gestaan vir kindergesinsbediening. Okay. Dit was haar een ding. Waar sy kon betrokke wees in 'n seisoen waar sy die orrelpypies gehad het, en sy kon dit saam met haar gesin doen. En so elke af en toe was haar man skalk ook by, is dit nou skalk? Nee, is nie skalk nie. Maar toe maar, was haar man ook by gewees, hy was meer in die ander diens, die vroeër diens. Maar in elk geval, dis nou ander stories. Wat ek hierdeur wil sê is vriende,
Ons seën wees gaan verskillend lyk in verskillende seisoene. Soos dit in hierdie ma se seisoen van klein kinders hy op 'n sekere manier gelyk het. Die tweede ding wat ek vir haar gesê het, en daar dink ek regtig was dit insig van die Here af, as ek het gesê, ek het na die kindertjies so gekyk, die een babietjie ook nog, en ek het vir haar gesê, Rika, daar is jou gemeente. Dis waar jy nou in hierdie seisoene seën moet wees. Dis vir hulle wat jy 'n seën is, en vir wie jy 'n seën moet wees. Dis jou gemeente in hierdie seisoen. En toe vertel ek vir haar van 'n liedjie wat ek ken, wat 'n man sing oor maas, en die liedjie se eerste paar woorde gaan so, You are changing the world one little heartbeat at a time. Mamas, papas, wat in 'n sekere seisoen is met kinders. You are changing the world one little heartbeat at a time. Jy is besig om jou kinders se lewens te beïnvloed, te verander. Dis waar jy nou seën is, dis jou gemeente. En dan nog miskien nog daai een ding by die kerk, nee, by die gemeente. Die tweede storie om te sê ons seën wees verskillende seisoene, is iets wat ek nou die dag gelees het. Ek ken nie die tannie nie, maar die storie gaan so. 'n Tannie gaan hospitaal toe en sy sê vir haar dogter, dit help nie eers ek vat my Bybel saam nie, want ek kan nie meer lees nie. En toe bly tannie so rukkie stil. Toe sê sy, maar gelukkig het ek nog my ore en my stem. En die dogter vra, ma, wat bedoel jy? En sy sê, ek kan nog luister vir mense se nood, nee. Ek kan nog luister, en ek het my stem, ek kan bid. Ek kan bid vir ander mense. So hoor julle, die verskil in elke seisoen hoe ek 'n seën is. Maar die vraag wat ons vra is nie, wat kan ek nie meer nie? Ek kan nie meer lees nie. Ek kan nie meer praat nie. Maar wat kan ek nog? Ek het nog my ore. Ek het nog my stem miskien. Alles het net ek het nog my verstand om saggies te bid. Ek sluit af. Min van ons gaan so 'n besondere plek in God se besigheid wees met die wêreld hê, soos wat Josef gehad het, of soos wat Billy Graham gehad het, of soos wat Andrew Murray in Suid-Afrika gehad het, en ek wêreldwyd gehad het. Nie almal van ons gaan publieke verhoë hê, soos wat Josef gehad het nie. Baie van ons, meeste van ons, se plek in God se plan is soos die van Josef se broers. Hulle was eintlik maar agtergrondmense, nee. Hulle het teen die agtergrond beweeg, en hulle moes toekyk hoe dat 'n broer, wat hulle miskien gedink het dit nie eers verdien nie, hoe hy opgang maak, iets wat hulle dalk graag sou wou doen. Meeste van ons is agtergrondmense. En ons is baie keer miskien nie heeltemal so happy daarmee nie, of gelukkig daarmee nie. Maar dan moet ons, dink ek, net twee goed onthou. God het met jou ook, al is jy 'n agtergrondmens. God het met jou ook 'n plan. Al loop sy plan soms anders as wat jy jouself voorgestel het. En al is ons rol in God se plan miskien nie so spectacular soos Josef se nie, of so publiek soos 'n Billy Graham se nie. Al is dit nie so spectacular soos ons dit dalk sou wou hê nie. God het 'n plan. En miskien moet ons ook die woorde van hierdie kinderlied onthou. Ek het hierdie lied baie jare terug by Carolina Laerskool se CSV kinders geleer. Daar ken julle hom. Maar hy gaan so. Dis al daai piep klein dingetjies wat ek doen. Wat maak dat mense sien dat ek die Here dien. En dan gaan dit soos volg vir die kinders wat hier is. Hoe ek my bed opmaak. Hoe ek met juffrou praat. Hoe ek die bure groet. Was ek soms skottelgoed. Dis maar moeilik aan ons huis, maar dit gebeur. Almal het beurte, behalwe ek het mediese redes hoekom ek dit nie kan doen nie. Genuine, mag nie nou daar praat nie. Okay, dis al die piep klein dingetjies wat ek doen, wat maak dat mense sien dat ek die Here dien. Wat is die hoofsaak, mense? Die hoofsaak is nie dat ons almal 'n verhoog het nie. Die hoofsaak is nie dat ons, terwyl ons 'n seun is, net goedheid beleef nie, dat dit met ons net goed gaan nie. Die hoofsaak is dat God sy plan deur ons bereik. Dat sy seën deur ons na ander toe kan vloei. Dat ek verander tot seën kan wees. Of ek nou 'n hoofrol speel, en of ek nou maar hier in die agtergrond een van die byspelers is, solank God se plan kan voortgaan, en ook deur my kan voortgaan. En solank as wat hy verheerlik word.
Dis my amen vir oggend. Ek wil vra dat ons nou, ek gaan net so ietsie daaroor sê, Johan, maar dat ons nou 'n antwoordlied gaan sing, waar ons die Here ook nou in die erediens antwoord op wat ons vanoggend gepraat het. En jy sal sien, hierdie lied is Vlam 406 met die titel Ek wil kom stil word. Jy sal sien, hierdie lied is 'n lied waar ek nou moet nadink oor vanoggend se boodskap. En waar ek myself moet ondersoek, bietjie die hart moet oopmaak en kyk wat gaan hier aan. En waar ek miskien dalk moet skuld bely vanoggend. In hierdie lied is daar ook 'n plek waar ek kan erken, Here, ek kan nie, help my Heilige Gees. En daar's plek in hierdie lied vir toewyding. So hier's 'n klomp goed, dis 'n lied met baie betekenis. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, kom sing net so sittende saam met my hierdie lied as 'n gebed en 'n antwoord aan die Here op vanoggend se boodskap. Vlam 406, ek wil kom stil word, net so sittende. Wat van die mense wat stikkend en seer is, wat van die een wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by al die nood en seer verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in my wêreld die hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, raak my nou aan met die heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek hier, U kan my stuur. Ek bid 'n oomblik vir ons. Here, ons het ons skuld bely in hierdie lied. Maar Here, help ons om nou nie hier uit te stap en nog skuldig te bly oor wat ons nie gedoen het of nie doen nie. Dankie Here dat daar ook vir ons ongehoorsaamheid genade by U is. Dat U genade vir die wêreld ook vir ons insluit, Here. Dat U ook vir ons genadig is, dat U self vir ons U Gees gee wat ons gewillig maak. Here, dat U ook met ons 'n stuk geduld het, soos U met Jona ook maar baie geduld moes hê. Dankie dat ons onsself nou weer aan U kon offer, Here. Ons doen dit nou ook so verder. Ons offer ons ook met ons dankoffers. Ons aanbid U ook nou met ons dankoffers. Amen.
Ons gaan staan vir ons slotlied, die bekende lied 308, Neem my lewe, laat dit Heer, en dis op die wysie van The Ballad of the Green Berets. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees weer en weer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, dienstbare die goeie werk. Neem my voete, snoeil Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here alle bring. Laat my mond die boodskap dra, als al vind wat na U vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks doen wat my eie meer. Al my kennis en verstand, stel ek in U Vader aan. Al my hart vir U tot roem, deur U Gees wat in my woon. Rig my voel en daad, altyd na U wyse raad. Altyd na U wyse raad. Altyd na U wyse raad. Die vrug van die Gees is natuurlik 'n manier om 'n seun in die Here se hand te wees. En ek stuur julle weg met daai bekende woorde van Galasiërs 5 wat oor die vrug van die Gees praat. Die vrug van die Gees daarenteen is eenvoudige goed soos liefde en vreugde, miskien nie so eenvoudig nie, maar liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Amen. Die